My naam is Johan en dit is vir my lekker om hier te wees by julle. Ek is bly julle het julle bene bietjie gerek en haal net diep asem by jou neus in. Lekker groot blaas daai vieslike goed by jou mond uit en bied 'n chappie vir die een langs jou aan. Ek het die voorreg om die leier van hierdie gemeente te wees. En dit is vir my great om te sien wat hier gebeur en om te sien dat julle eager is om te groei. Die topic wat ek vandag gaan hanteer is vir my 'n massive voorreg om oor te praat, nie net omdat dit 'n passie van my is om te kommunikeer nie, maar ook omdat ek glo dit een van die most powerful tools is wat ons tot ons beskikking het. En ek wil hê jy moet vir 'n oomblik gou saam met my net jou verbeelding gebruik. So as jy 'n device voor jou het, maak ChatGPT toe en gebruik jou verbeelding. Imagine God wil die mense in jou omgewing bereik en bedien. Hy wil vir hulle hoop bring. Hy wil hulle red en weer vereenselwig met hom. Hy wil hulle identiteit vorm. Hy wil hulle leer hoe om te leef in 'n manier wat hom eer en hom vereerlik. En terwyl jy dit imagine, dalk is daar 'n spesifieke persoon wat in jou gedagtes opkom. Maar terwyl hy dit wil doen, wil hy nie 'n platform gebruik om hulle te bereik nie. Dansies is oulik op TikTok. Social media, YouTube, die internet. Great platforms wat 'n boodskap verder kan laat gaan as die mure van die gebou. Maar wat as jy nog steeds een van sy primêre maniere is om mense te red en te transformeer en te leer oor wie God regtig is, sy liefde, sy genade. Ek het so gelike wat Marius gesê het, dis iets wat in my hart ook baie sterk leef. Dikwels is daar soveel skaamte wat ons saam met ons dra as gevolg van verlede of goed wat nou in die hede gebeur het, dat ons deel dit nie want ons is bang dit beïnvloed ons toekoms. Maar het jy geweet dat dis een van die grootste werke van die vyand? Hy kan net jou verlede gebruik, want hy het nie 'n sê oor jou hede en jou toekoms nie. Hy kan dit nie shape nie, hy het nie die mag nie. En wat as God se primêre voertuig vir die goeie nuus nog steeds mense is? Want dit is 'n vraag wat eintlik 'n stelling moet wees. Want God se plan het nog nooit verander nie. Jy is deel van sy plan. Jy is 'n voertuig van sy goeie nuus. Jy
is 'n sleutelinstrument in die transformasie van mense se lewens. En hy wil jou gebruik om sy goeie nuus met mense te deel. En prediking is een van die primêre maniere oor hoe om hierdie wonderlike Vader van ons bekend te maak aan sy seuns en sy dogters. En ek gaan vandag so 70% van my tyd gaan ek gebruik as 'n teaching. Maar ek weet sommer, ek sê 70%, ek het 100% teaching voorberei, maar ek weet sommer dat ek gaan my nie self kan keer om bietjie te preek nie. En ek gaan nie praat nou oor die verskil tussen 'n teaching en 'n preaching nie, want ek het nie genoeg tyd daarvoor en ek wil nie myself sidetrack nie. Maar van alles wat God kan gebruik, God is almagtig, nê? Van alles wat hy kan gebruik, vir sy goeie nuus gebruik hy jou. En hy gebruik my. Ek is seker daarso is baie beter maniere om dit te kan doen. Maar sy plan verander nie. Hy bly getrou in sy woord, van geslag tot geslag. Die Bybel leer ons dit. En hy gebruik jou. Nou voordat ek ingaan, moet ek net vir jou sê dat ek weet almal wat hier sit is nie predikers nie. En ek weet dat hier's mense wat hier sit wat moet preek, maar jy weet jy's nie 'n prediker nie. En dis okay. Daar's sekere goed wat in ons verlede gebeur het en so aan wat ons onseker maak, wat ons selfvertroue wegvat en ons dink ons is nie predikers nie, maar eintlik is ons. En vandag moet ek dit duidelik maak dat ek wil nie jy moet dink ek gaan vir jou 'n paar triks leer oor hoe om 'n goeie public speaker te wees nie. Wat ek nou huidigelik doen volgens public speaking standaarde veroorsaak dat veronderstel 80% van die gehoor my nou met 'n minimum van 50% minder vertrou omdat my linkerhand in my broek se sak is. Maar my hand kry flip en koud. So wat moet ek doen? Ek gaan nou gaan ek ruil, want hierdie skouer gaan moeg raak en hierdie hand het staal in met 4 skroewe en 2 penne. Hy kry nog kouer en dan gaan ek dit doen. En ek wil nie ons moet opgevang raak in die onnodige details nie, want ek glo dat as jy die waarheid van God praat, dan gaan dit verby enige styl, dit gaan verby enige manier, dit gaan verby enige TED Talk wat iemand gesê het, wat iemand gepraat het oor 'n handjie in 'n sakkie. Niemand worry oor waar jou hande is wanneer jy die waarheid van Christus verkondig nie. So, net om expectations te manage. Die is nie 'n TED Talk nie. En ek gaan nie vir jou 5 goue reëls gee to be a highly effective communicator. Dit is 'n skill wat jy moet develop. Caleb en Jaco sit nou hier voor, Anne Jaco. Hulle speel almal gitaar en of dromme en of klavier en sing en goed. Het jy uit jou moeder skoot uit onmiddellik natuurlik net begin gitaar speel? Nee. Wat moes jy doen? Oefen. Oefen op wat? Jy moes eers 'n gitaar hê. Come on guys. Stap 1, kry 'n instrument. Vir 'n prediker is jou beste instrument die woord van God. Dit is nie 'n public speaking course nie. Jou instrument is jou stem, maar jou stem beteken niks as jy nie vanuit God se mond praat nie. En daarom as jy alles vergeet wat ek jou vandag leer, is hier die een ding wat jy moet onthou. Jy moet hom neerskryf, jy moet hom
Hoe ook al jy goed onthou, maak nie saak nie. Jy moet hom net onthou. 'n prediker het nie 'n opinie nie. Hy het 'n opdrag. Wanneer jy preek, is jy nie geregtig op 'n opinie nie. Jy's gehoorsaam op die opdrag. En net soos wat niemand gebore word en die volgende Steve Vai of John Mayer is wat gitaar speel soos 'n absolute legend nie, vat prediking ook intentionele werk. Ek worry nie in watter denominasie gemeente jy is nie, daar sekere goed wat die Here net nie kan doen nie. Die Here kan nie namens jou voorberei nie. Jy moet doen wat net jy kan doen. En God sal doen wat net hy kan doen. Hy sal mense genees, hy sal mense red, hy sal mense vrymaak, hy sal mense oortuig van sonde, maar jy moet doen wat net jy kan doen. Die Here het nie vir enige van hierdie musikante in hierdie wêreld ingebring as 'n musikant nie. Dit was 'n gawe, maar hy het nie die gawe ontwikkel nie. Hulle moes. En dis snaaks, met musiek verstaan ons dit. Nee, sorry, sy kan nie die band join nie, want sy kan nie sing nie. Dis logies, né? Hoe maak jy enige bediening vinnig leeg? Kry iemand om worship te lei wat nie kan sing nie. Praise the Lord, oh my soul. Hy maar het so 'n goeie hart. Die hart is nice, maar soek 'n nice stem ook. En daarom is dit so belangrik dat jy verstaan dat jy gaan altyd die evangelie kan deel sonder dat jy 'n goeie kommunikeerder is. Dis maar net great. Dis hoe wonderlik dit is. Die Heilige Gees sal jou bemagtig om vir mense te kan bid, vir hulle hande te kan oplê. Mense sal gesond word as gevolg van jou getrouheid. Mense sal vrygemaak word as gevolg van jou getrouheid. Dit beteken nie jy's 'n prediker nie. En daarom wil ek hê jy moet sommer nou al eerlik wees met jouself. En sê, goed, as hierdie 'n gawe is, as praat 'n gawe is, spit jou ore. As praat nie 'n gawe is nie, kom ek versag dit nie, as preek nie iets is, wat in jou hart leef en jy glo voorgeroep is nie, spits ook jou ore. Want predikers het non-predikers nodig. Want predikers lees die Bybel op soek na 'n nuwe preek. Non-predikers lees die Bybel om meer van God te weet. En daarom kan predikers verskriklik baie leer by non-predikers. Wanneer dit kom by die kennis van God en verhouding met God. Hulle is nie op soek na nog 'n revelation nie. Hulle lees nie die Bybel om te groei, God te ken, regtig te weet wie hy is. So, weer eens, as jy niks onthou vandag nie, onthou die volgende. 'n Prediker het nie 'n opinie nie. Maar jy het 'n opdrag om uit te voer. En ek gaan so 'n bietjie in teologie induik, net om vir jou te wys dat ek maak nie net hierdie goed op nie. Hierdie is nie net my preference of my opinie nie.
gevra word, want ek weet. Dis een van die grootste frustrasies, veral met iemand wat met die gawe leef, is jy het hierdie diep begeerte om dit wat jy uit die woord uit gekry het, met ander mense te kan deel. Reg? Is die enige mense wat nie kan wag om hulle volgende preek te preek nie. Is die sulke mense. Grand. Maar een van die belangrikste goed wat jy ooit in jou lewe sal leer, is dat jy moet seker maak, al preek jy nie in die erediens, of in die belangrike diens, of in die voldiens, of in die diens met die mense met die meeste geld, of in die diens met die ou mense, of in die groot kerk, of wat ook al jy het wil noem. Al kry jy nog nie geleentheid om op al die platforms te preek nie. Caleb, ek gebruik hom nou as 'n voorbeeld, want ek ken hom van dat hy 'n tiener is. Caleb het nie die oomblik wat hy sy eerste kord op gitaar kon speel, worship gelei nie. Maar kom ek vat dit 'n bietjie dieper, ek weet julle almal kyk op na hom, maar kom ek vat dit 'n bietjie dieper na 'n groter rolmodel van ons. Dit is Jesus. Jesus het sy bediening begin op die ouderdom van 30. Op die ouderdom van 12, toe leer hy die skrifgeleerders oor die skrif. Dit is so goed soos, jy stap in hoërskool in, en jy leer die wetenskap juffrou oor wetenskap. So op die ouderdom van 12, het Jesus alreeds die Ou Testament wat beskikbaar was vir hom, nie die hele Ou Testament nie, maar gedeeltes van die Ou Testament wat beskikbaar was tot hom, het hy geken voor en agter. Hy het geweet, hy is die een na wie die skrif toe verwys. Hy het dit geweet. Maar nee, dis nou unfair, want ek kry nie daai nice serp wat die ander ouens dra nie, en hierdie skoolding is stupid. Check, ek leer hulle. Hulle is idiots. Jy weet, as ek hierdie sinagoge sou geraan het, nee. Hier sou my eerste reeks gewees het. Dis wat die mense moet weet. Dis wat, imagine die frustrasie net gehou in Jesus se lewe. Hy's in die familiebesigheid. Hy verkoop hout, meubels en goedjies. Hy het hierdie intense roeping, hy is die seun van God. Al die skrif wat hy ken en geleer het, van die ouderdom van 6 af, point na hom toe. Ek seker sy ma moes ook die storie vertel het. Jy sal nie glo nie, dit was 'n Saterdag aand. En toe kom die engel. En toe sê ek soos, En toe sê hulle, moenie worry nie. En toe sê ek soos, what? Ek seker sy het hom die storie vertel. En toe sy pa gekom, gesê, ja, dit was crazy man, soos. Hy het geweet. Hy was nie 'n namnat nie. Hy het geweet. So nou is jy op die ouderdom van 12 slimmer as die slimste ouens. Wanneer dit kom by die goed van jou vader. Maar jy mag nog nie. Jy wil nog nie. Die sisteem sak. Wow. Verander om eendag, want niemand gaan nou na jou luister nie, want jy het niks om te sê nie. En daarom, voordat ons in die woord induik, wil ek jou net bemoedig en sê, wanneer jy die geleentheid gaan kry, en jy gaan die geleentheid kry, om te preek waar ook al jy wil preek, as jy jouself inoefen die hele tyd, as jy jouself regtig toerus in jou craft, it's gonna happen. Maar wanneer jy die geleentheid kry, maak seker jy het iets om te sê. Nie oor jou opinie nie, maar oor die opdrag. Sodat mense gered kan word. Sodat mense verenig kan word met hulle Skepper. Sodat mense 'n diep verstaan kan ontwikkel oor wie hulle is in hom en wie hy is vir ons.
Dis die belangrikste. So, net so 'n bietjie teologie. Wat is 'n prediker volgens die woord? 'n prediker volgens die woord is 'n aankondiger. Daarso is hierdie Griekse woordjie wat reg deur die Nuwe Testament gebruik word, en dit is die woordjie kerux. Nou kerux is 'n antieke manier om die boodskapper van die koning te beskryf. Hierdie was die ou wat die belangrikste boodskappe van die koning gevat het na al die plekke toe na wie die koning wou kommunikeer. En hierdie persoon mag nie geskryf het nie, en hy mag nie 'n ander boodskapper gestuur het nie. Hierdie persoon moes in persoon opdaag en die boodskap van die koning oordra met duidelikheid, passie en akkuraatheid. Hy was die koning se mic en speakers. En wanneer ook al hierdie kerux, die aankondiger, die boodskapper van die koning, 'n fout maak in die boodskap, daar het altyd mense wagte saam met die kerux gegaan, nommer 1 om die boodskap van die koning te beskerm, maar deel van die beskerming van die boodskap was dat hulle hom onmiddellik sou doodmaak, indien die boodskap nie akkuraat oorgedra was nie. En wanneer ons in die Nuwe Testament lees en hulle praat van prediking, word hierdie woordjie kerux, onthou dis deel van die kultuur, dis deel van die konteks, nog steeds gebruik. In 2 Timoteus 4:2 skryf Paulus en hy sê, verkondig die boodskap van God. Hou aan daarmee of dit nou die regte of die verkeerde tyd is. Met ander woorde, hou aan om te preek of dit nou 'n Sondag is of nie. Of dit nou 'n diens is of nie. Of die kamera werk of nie. Of die mic werk of nie. Daar's nooit 'n goeie of 'n slegte tyd om die kerux te wees nie. Bring die boodskap van die koning vir die mense. Nou wat nice is van die kerux is, ons het, wat ons anders maak as in daai konteks en daai tyd, is ons het reeds 'n opdrag gekry. Gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek aan julle geleer het. Hoe leer jy mense? Preek. Maar bewaar jou siel as jy begin nonsens praat oor die boodskap van die koning. Bewaar jou siel as jy nie 'n boodskap van die koning het nie, maar 'n opinie of 'n idee het van ChatGPT. So ook is die prediker, jy moet dit baie mooi verstaan, nie die bron van die boodskap nie, maar net die draer van die waarheid. Prediker leer ons dat daar is niks niets onder die son nie. Moet nie dink dat dit wat jy nou in hierdie skrif insien en jou interpretasie op die skrif maak jou die bron nie. Sorry, daai ou kan preek laat dit klap hoor. Hy ontleed die skrif so vir ons. Wie is ons helper? Jy mag antwoord. Thank you. Wat dink jy is deel van sy funksie wanneer jy die Heilige Gees geïnspireerde skrif, woord van God lees? Wat dink jy is sy funksie in dit? Interpretasie, dis baie mooi. Matteus 6 leer ons, Jesus sê, gee vandag ons daaglikse brood. Is dit net Sasko of Albany? Of gluten-free? Nee, dis wat jy nodig het nou, wat God se mense nodig het nou, geestelik, emosioneel en fisies. Ons is die draers van die brood, waarvan as die mense van dit eet, die waarheid kry, sal hulle nooit weer honger word nie. Johannes 4. As Jesus vir die vrou by die put sê, ek en jy is die draers van die onuitputbare liefde, die onuitputbare genade
van God. Ons is nie die bron nie. Ons is die draer van die waarheid. Dit maak ons ook rentmeesters van die waarheid. Rentmeester is 'n ander naam vir manager. Wat doen 'n manager? Besit hy die produk of besit hy die winkel? Nee. Hy bestuur dit op so 'n manier dat dit soveel as moontlik mense kan bereik. Dis 'n goeie bestuurder. Dis 'n goeie rentmeester. Dis hoekom die woord ons leer, ons moet rentmeesters wees van ons geld. Dit beteken, dis nie ons geld nie. Ons bestuur net die geld. Dit maak dit 'n bietjie anders, dan voel jy 'n bietjie minder suinig daaroor. Dieselfde met die woord van die Here. Hoor wat sê Paulus in 1 Korintiërs 4 vers 1 en 2. 'n Mens moet ons dus beskou. Ons is die predikers, die bedienaars. As dienaars van Christus en as bestuurders van die geheime dinge van God. So as God iets in sy woord na jou te bring, die Heilige Gees help jou om insig te ontvang oor wat hierdie kan beteken vir die mense voor jou, vir die konteks, waar jy gaan bedien, waar jy gaan praat, dan is dit jou verantwoordelikheid om 'n goeie bestuurder te wees daarvan, dat hulle die volle waarheid van God kan ontvang. En ek dink dikwels is ons so gepla oor die one-liners wat gaan trend. Dat ons mis die waarheid van wat God wil gee vir sy mense, sodat hulle nie honger kan wees nie. 'n prediker is ook 'n getuie. Nou, almal in 'n Pinksterkerk is die laaste ruk nou seker moeg vir Handelinge 1 vers 8. Maar jy sal krag ontvang. Mooi, daar was ouens met Pinksterdienste, ek love it. Jy sal krag ontvang en wat dan doen met die krag? Waartoe sal jy gaan? Julle sal getuies wees, waar? Dan sê, Caleb is on fire hiervoor. Dalk hoor ek net nie die res van julle nie. Judea, Samaria, uithoeke van die aarde. Hy is baie slim. Paulus was 'n baie geleerde ou. Hy was actually baie slim. Maar Judea, hulle is heiliglik in Samaria. Judea is dieselfde tipe mense, net 'n bietjie wyer as dit. Dan Samaria is verder met 'n groter diverse groep van mense, en dan die uithoeke van die aarde, soos ons weet nog nie wat is daar nie, is die aarde rond, is die aarde plat, wie weet. Dis ons nou die flat earthers se beste versie, die uithoeke van die aarde, 'n sirkel het nie 'n hoek nie, come on. Anyway, so jy's nie net 'n kommunikeerder van konsepte nie. Jy is 'n getuie van Christus se werklikheid. Hierdie woordjie getuie in Handelinge 1 vers 8 is martus, wat ons kry van die woord martelaar af. Dis die Latyns mater. Hierdie Griekse woordjie martus beteken dat jy sal selfs sterf, jy sal ly net sodat jy kan weergee wat jy ervaar het. So waarom preek oor goed wat jy nie 'n getuie van kan wees nie? Hy bemagtig ons nie om 'n konsep wat ons nie verstaan oor te dra nie. Hy bemagtig ons om getuies te wees. Wat beteken as jy preek oor 10de, hoop ek jy gee 10de. Sodat jy 'n getuie kan wees. Ek hoop jy lei 'n bietjie in jou budget.
Ek hoop jy moet regtig party maande nie uitkom nie, sodat net die Here kan deurkom, sodat jy nie jou kredietkaart hoef te gebruik nie. Voordat jy hier staan en sê, gemeente, is 'n QR-code op die skerm. En onthou, die Here het 'n blymoedige gewer lief. 2 Korintiërs 9. En ja, julle wetters moet 'n bietjie gee, want ek soek 'n verhoging. Inflasie is nie 'n grappie nie. Wat ons eintlik uitnooi hier is, moenie iets van jou mense verwag wat jy self doen nie. Hoekom wil jy mense leer in die dinge van die Here wat jy nie toepas nie? 'n Prediker is dan ook 'n diensknegt, nê? As ons sê dat die boodskap wat jy bring, jy's nie die bron nie. God is. Deur middel van sy woord, deur middel van sy gees, deur middel van sy persoonlike openbaring aan jou. Dan beteken dit jy is nie net 'n bestuurder nie, maar jy's ook 'n diensknegt. Jy is nie die show nie. Jy's nie die headliner nie. Dikwels dan beplan ons dienste so dat die worship is die pre-show en die prediker is die headliner. So in my dae dan sou die pre-show glaskas gewees het en die headliner polisiekar. Weet julle wie is polisiekar? What? Man. Brand Suid-Afrika. Gaan Google dit, jy kan so geskok wees, wat gaan baie cool wees. 2 Korintiërs 4:5 sê, ons verkondig nie onsself nie. Nou luister hier, ek is vir online, ek is vir YouTube, ek is vir Instagram. So Lisa het my actually nou net, terwyl Mario so agter was, gewys dat WhatsApp het stories met die naam updates. Ek dog is om WhatsApp te update. So ek het nooit daar geklik nie, want ek het auto updates. Ek glo in al hierdie goed, ek glo in die platforms, maar prediking is nie vir die platform nie. Prediking is sodat mense gered kan word. Prediking is sodat mense meer soos Jesus kan word. Prediking is sodat mense die karaktereienskappe van God kan verstaan. So dit gaan nie oor jou nie. As ek weer hoor dat jy selfmoord wou pleeg en toe het jy nie, en nou is jy in bediening, dan gaan ek in my broek skyt. Jou storie het waarde, maar die storie verander lewens. So moet dit nie oor jou maak nie. Maak dit oor die een wat jou gekeer het om sneller te trek. Maak dit oor die een wie water gee en as jy van hom drink sal jy nooit weer dors word nie. As jy van hom sal eet sal jy nooit weer honger word nie. Maak dit oor hom. Want weet jy wat? Jy kan nie red nie. Jy kan nie. En jy is die kerux. Jy is die een wat die waarheid moet bring, sonder 'n verdraaiing. Wat ons anders maak as die kerux, die verdraaiing van die waarheid, het die kerux, die aankondiger se lewe gekos. Wanneer ons die waarheid verdraai, kos dit iemand anders se lewe. En iemand anders se ewigheid. So maak seker, wanneer jy gevra word om te preek, dat jy iets het om te sê oor die koning. Want dit bepaal ander se ewigheid. En onthou, as jy preek, het jy nie 'n opinie nie. Jy het 'n opdrag.
Ek skuif so 'n bietjie aan, net na, ons is nog so 'n bietjie in die teologie van wat die Bybel sê oor prediking, maar die doel van prediking. Het jy ooit gewonder, soos, hoekom? Soos, hoekom moet ons preek? Is dit soos 'n thing? Is dit 'n kulturele ding? Om mense die Bybel te spoon-feed? Kan hulle nie net hulle Bybel lees nie? Kan hulle nie soos 'n disipelskap program join, of in 'n konneksiegroep net die notes volg nie, asseblief? Ons noem dit konneksiegroep, 'n selgroep. Waarom het God prediking gekies as een van sy sleutelmaniere om te werk onder sy mense? Wel, die eerste ding is om Christus te openbaar. Baie keer wil ons 'n life hack of 'n nuwe skema om ryk te word of te vergewe of wat ook al vir mense. Almal gebruik Andy Stanley se voorbeeld van sit eers die groot aardappels of die groot klippe in, dan gooi jy die rys of die klein klippies in, skud hulle 'n bietjie en sê, "Haai, kyk, as jy jou prioriteite eers doen, dan pas al die ander goedjies in en daar's nog 'n bietjie plek, maatjie." Is dit om mense nuwe skills te leer in die lewe? Nee. Is om Christus te openbaar. Wat het Johannes die Doper so great gemaak? Wat sy bediening so impactful gemaak? Hy het alles gepoint na Jesus toe. Hy was nie die weg nie, hy het beloof dat die weg gaan kom. Later sê Jesus, in sy tuisdorp, ek is die weg, die waarheid en lewe. Die mense wil hom van die berg afstoot en goed, maar daarom het hulle nie. Hulle het later 'n kans gekry op die kruis om hom te wys wat hulle van hom dink. Romeine 10 sê, vers 14-15, hoe kan hulle hom aanroep as hulle nie in hom glo nie? Hoe kan jy hom aanroep as jy meer glo in Andy Stanley se illustrations as dan die openbaring van Christus in jou eie lewe? En hoe kan hulle in hom glo as hulle nie van hom gehoor het nie? So hoe kan iemand gered word, hulle hele lewe toewy aan Christus, 'n great volunteer wees wat hulle plek ken in die liggaam, sodat die liggaam nie swaar kry nie, sodat Christus die verheerliking kan kry wat hom toekom? Hoe kan mense van onvolwasse Christene na volwasse Christene groei, as niemand hulle leer van Christus nie? As hy nie die middelpunt is van al ons kommunikasie en alles wat ons leer, gaan dan jy maak disipels van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle. Wat is ons hulle nie leer van Christus nie, maar van klippies en ryskorreltjies wat in 'n glas. Kyk, daar's nog plek, maatjie. Nou ek dink, by the way, net dis 'n great illustration, dis 'n great Bybelse beginsel, hierdie illustrasie wat dit klink asof ek dit dis, ek dis dit glad nie, dis 'n briljante illustrasie oor hoe om die belangrikste goed eers in jou lewe te plaas en al die ander goed soos wat jy op die Here vertrou, sal bygevoeg word. Dis 'n belofte. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die ander dinge sal bygevoeg. Is Bybels. Maar mag die fokus nooit die glashouertjie met die aardappel en die rys of die klippe en die klein klippies wees nie. Mag dit wees dat Christus die een is wat lewe bring. Hy is Jehovah Jire, die God wat voorsien. Hy is die een wat vir ons spasie maak. Hy is die een wat wil hê dat ons nie na rus toe moet werk nie, maar vanuit rus uit moet werk. Kan jy die verskil voel? Die fokus is op hom. Partykeer spandeer ons 3 ure in 'n week net om 'n goeie illustrasie te kry, sodat oom Piet hier voor nie aan die slaap raak terwyl ons preek nie, en jy vergeet om Christus te openbaar aan sy mense. En dit kos iemand se ewigheid. Nog 'n Bybelse doel van prediking is om die kerk te vorm
en toeter is. Ja, kyk, ons mense in ons kerk, julle is lucky, julle het 'n lekker crowd. Mense klap hande, steek hulle hande op, praat saam wanneer jy preek, en goed, julle is lucky hoor, yes, daar by ons, die mense is gevrek. Al wie leer hulle? Want as jy sing, dan staan jy voor, in die voorste ry, kyk vir die band, en hulle het 4 chords verkeerd gespeel, en jy staan daar en sê, let everything, that is breathe, praise the Lord, praise the Lord, let everything, that is breathe, praise the Lord. Wie leer hulle? Wie leer jou tieners of young adults of wie ook al jy bedien? Wie leer hulle? Jy moet. En ek weet, ek ken 'n paar van julle is ouers in die gebou. Niemand doen wat jy sê nie. Hulle doen wat jy doen. And personal victory always precedes public victory. Bedoelend, voordat jy iemand oor Christus wil leer, maak seker jy weet wie Christus is. Dan wil ek gaan hierdie soms skiep. Voordat ek in die praktiese raamwerk ingaan, ek het vir jou so paar stappe, en jy sal dit op die link kry waar al die resources is. Ek het vir jou 'n resource aan mekaar gesit, 'n tipe van 'n cheat sheet, om 'n lekker preek te skryf, wat mense gaan onthou, wat mense gaan impakteer, wat seker maak, mense word gered. Kom by Jesus uit. Maar voordat ek in die praktiese goed induik, Bybelse prediking is die openlike, vurige verkondiging van Jesus Christus. En net soveel soos wat jy moet staat maak op die inoefen van jou craft, soos om 'n instrument beter te kan speel. Asseblief, almal wat worship lei of BV of wat ook al, ek hoop, al is dit op YouTube of 'n free trial of something, doen vocal exercises. Jy het 'n geestelike ontmoeting met ons Here Jesus Christus homself in jou in-ear, maar vir die gehoor klink dit asof jy middeloor-infeksie het. En dieselfde met prediking, perfect your craft, werk daaraan, gedurig, maar asseblief, maak staat op jou helper, wat vir jou beloof is en vir jou gestuur is. Want baie keer het ons 'n baie sterk idee waarheen 'n boodskap gaan. En dit is baie mooi, jy moet voorberei. En wat ek hierna met jou gaan deel, verg baie voorbereiding. Ek spandeer tussen 14 en 16 ure aan 'n boodskap. En daar's baie weke wat ek 3 verskillende boodskappe moet preek. Maar ek wil nie die boodskap verkeerd kry van die koning aan sy mense nie. As ek nie verstaan nie, dan kies ek nie 'n ander vers nie. Ek lees hierdie verse deur en deur en deur en deur en deur,
tot ek verstaan wie dit is na wie toe hierdie vers point. En hoe dit almal anders daar kan uitkry. Maar maak staat nie net op jou eie insig en jou eie verstaan nie. Die Heilige Gees moet 'n aandeel hê, en 'n groot aandeel hê, in hoe jy bedien, en hoe jy praat, wat jy sê. Jy kan iets voorberei om op 'n spesifieke manier te sê, maar daar's iemand in die gehoor wat dalk dit nie gaan verstaan nie. En hy prompt dit op jou hart om iets anders te sê wat dalk nie nou vir jou sin maak nie. Maar moenie dat die vrees van die mens jou doof of stomp maak vir die werking van die Gees nie. Alright. Nou, jy kan so 'n bietjie net jou skouers beweeg en goed, nou gaan ek prakties raak. Okay. En ek gaan deur hom vlieg, want ek moes 3 minute terug al in 'n vergadering gewees het. Thanks, Marius. So, hierdie is wat jy gaan kry. So, jy hoef nie veel notes hier te maak nie. Want jy gaan 'n hele PDF kry met al hierdie goed op. Hier kan jy net jou safety belt vasmaak en die ride geniet. So, 'n boek wat ek kan voorstel, wat baie van my prediking geshape het, is Communicating for a Change van Andy Stanley. Ek het al verskriklik baie boeke oor prediking gelees en ek het verskriklik baie boeke, kursusse, you name it, al gedoen in public speaking en soos wat ek my craft probeer verbeter en goed, daar's geen boek wat my meer geïmpakteer het as hierdie boek nie. En nou, ek kan nie baie luister na van Andy Stanley se preek nie, want hy is nie my koppie tee nie. Hy sê baie goed wat baie waar is en wat baie great is en goed, maar hy is nie typies die ou na wie ek wil luister, dis nie my styl nie. Julle kan my haat of julle kan my met 'n bottel gooi of wat ook al. Ek is meer in die tipe Stephen Furtick. Ek like dit. Ek like die styl. Ek hou baie van Rich Wilkerson. Ek like nie die styl, maar dis preference. Dis al. Ek praat nie met jou oor styl hier nie. Dis deel van die craft wat jy moet ontwikkel. Ek praat van goed wat jou gaan help om nie nonsens te praat nie. Om 'n keroek te wees wat die waarheid van die koning gaan oordra. Want onthou, 'n prediker het nie 'n opinie nie. Jy het 'n opdrag. En die opdrag is om die waarheid te gaan vertel met duidelikheid. So, hier sou jy duidelik kommunikeer. Die heel eerste stap is get personal. Niemand like 'n liegback nie. Vertel sommer vir die mense waarmee jy sukkel. Vertel hulle jou sonde as jy moet. Asseblief moet nou nie die ouderlingraad onkant vang. Vertel hulle eers in 'n meeting en so aan. Jy weet, ek sê altyd, as dit al 'n getuienis is, deel enigiets. Om nou nie stupid wees en sê, "Jesus, mense gisterand toe ek diep in my pornografiese aktiwiteit was, toe wys die Here vir my dat please man, come on. Nou nie stupid wees nie. Maar get personal. Wat beteken dit? Dit beteken, ken die mense met wie jy praat. As ek met jou gepraat het oor 'n gemeentebestuur strategie, vandag het ek die punt heeltemal gemis. Is hier enige iemand wat 'n gemeentebestuurder is? Nee.
Dan sou ek die punt heeltemal gemis het. Ken jou crowd en dis baie belangrik dat jou crowd jou ook ken. So as dit 'n vreemde gehoor is, bedoelend jy gaan na 'n skool toe wat jy nog nooit van tevore by was nie, of jy gaan na 'n gemeente toe, of dis jou eerste preek by die gemeente waar jy werk of wat ook al, vertel hulle net iets van jouself. Hi, ek's Johan. Ek het ook 'n van, dis Pieter se. My vrou is 'n smoke show. Haar naam is Mizaan en ek het 2 beautiful kinders wat darm meer soos sy lyk as soos ek. Halleluja. Imagine hoe goedjies het soos ek gelyk, arme kinders. Raak 'n bietjie persoonlik, vertel iets van jouself, maar asseblief onthou dit gaan nie oor jou nie. Soos hou dit so kort as moontlik, 30 sekondes. Hi, ek's Johan. Vanoggend het ek julle gegroet. Ek wou reguit in dit inkom. Ek's Johan, ek het die voorreg om hierdie gemeente te lei. Lekker, kom ons praat. Maar dan die belangrikste deel van om persoonlik te raak is, geen preek is 'n valid preek as daar nie 'n dilemma is nie. Want wat gaan ons leer? So praat dan oor 'n dilemma in jou eie lewe. Kleer die prentjie in. Het jy al ooit ongeduldig geraak terwyl jy in Dis-Chem se ry staan? Dis-Chem se ry is vir my soos die grootste straf wat jy ooit kan uitdink, veral as my kinders saam met my is, want wat is in die ry? Net sweets. Ek het nog nooit in 'n span van 2 minute so baie nee gesê soos in 'n Dis-Chem ry nie. En as daai tannie oor die speaker nie sê till 5 oor die volgende 10 sekondes nie, dan mag daar dalk 'n clean up en aisle en 'n payment aisle wees. Soos wat ek 'n kind in die keel skop. Dis 'n dilemma. Dis 'n probleem. En wat het ek gedoen? Ek het nou net vir jou gesê, ek's nie geduldig nie. Ek sukkel met geduld en my kinders irriteer soms die rook uit my uit. Hoe het ek dit gesê? Ek het dit gesê in 'n manier wat almal mee kan relate. So nadat ek bietjie persoonlik geraak het en nie 'n fasaad probeer opsit het en almal laat dink dat die pastoor perfek is nie, dan skuif ek so bietjie na common ground toe. En ek vra die vraag, is ek die enigste ou wat my kinders partykeer wil verwerg? By die Here vra, hoekom is daar nie 'n return policy? 14 dae kry kindertjies unboxed. Dan kry jy die mense net so bietjie by jou. Dat hulle jou vertrou. Sê, "Haai, dis ook 'n mens." Sê Rouboutkop pastor. En vanuit daai plek uit, waar almal besef, okay, great, ons almal het die Here nodig. Vat jy hulle na die woord toe. Want weet jy, so baie mense in jou kerk en in jou jeuggroep en wat ook al, waar ook al jy bedien, kom kerk toe uit gewoonte uit en hulle glo nie regtig hulle het die Here nodig nie. Herinner hulle 'n bietjie hoe sleg hulle is. En herinner hulle 'n bietjie hoe sleg jy is. En dat ons almal die Here nodig het. En dan gaan ons na die fondasie toe van ons hele preek, die skrif. Idees word gebore uit die skrif uit. Jy mag nie skrif probeer laat pas by 'n idee wat jy een keer op 'n reel gesien het. Sê, "Yes, dit is baie waar, ek moet daaroor preek." What does the Bible say about? En dan is daar 'n core message. As jy nie
in 15 sekondes die hele essens van jou preek kan sê nie. Gaan terug en berei verder voor. As jy nie in 15 sekondes die hele penny kan laat drop nie. Waaroor preek jy Sondag? Nee, ek het gedink, jy weet, as jy kyk na Genesis en nee, John. Wat is die core boodskap? Wat is die one-liner? Wat is die een ding wat jy wil hê mense moet wegvat? Dit is nie die hele brug nie. Dit is die brug, dit is nie die hele boodskap nie. Dit is net 'n brug wat ek glo portable is memorable. So as mense iets het wat hulle saam met hulle kan vat, is dit die verwysingsraamwerk wat hulle herinner aan die res van die goed. Maar jou brug tussen die skrif en die volgende een wat ek nou vir jou gaan wys, God's divine perspective, wie God is en wat God sê oor hierdie ding en hoe hy sy mense help met hierdie ding. Hoekom moet mense hierdie ding weet? As jy nie 'n sterk brug het wat jou core message dra nie, gaan mense uitstap en sê, Jesus, dit was lekker, ons lekker gelag, dit was cool. Okay, maar wat het hy gesê? Ja, check, soos in Genesis, en ek dink eventually soos Jesus. So wat is die een ding wat ek vir jou gesê het, moet jy huis toe vat vandag? 'n Prediker het nie 'n opinie nie. Hy het dis my one big thing. As iemand vir my vra, wat gaan jy met hulle deel? Hulle sê, dat 'n prediker nie 'n opinie het nie, maar 'n opdrag. En net in hierdie teaching het ek 14 skrifgedeeltes wat ek die hele tyd aan connect, maar kom terug na die hele tyd na dieselfde ding toe. Jy het nie 'n opinie nie, jy het 'n opdrag. So get it right. Be a kerooks. En jou brug vat mense na God's divine perspective. Want net God het die antwoord. Jy weet in die Ou Testament is daar oor die 630 gebooie, reëls. Hoekom? Want die volk was vir so lank in slawerny, hulle het vergeet hoe dit is om mens te wees. So God het hulle geleer, moenie chorts waar jy eet nie, chom. Grou 'n gaatjie. Dit was 'n wet. Was jou hande. Ek weet jy is nie gewoond aan water nie, maar soos give it a shot. Die rys gaan beter proe. Dis God se perspektief, dit is sy hart, dit is sy omgee, dit is sy empathy met sy mense. En mense het nodig om dit te weet, dat God nie net 'n skoolhoof is en 1000 klomp reëls maak nie, maar hy wil jou deur die lewe begelei, sodat jy lewe kan hê en dit in oorvloed. Dis 'n ander perspektief, maar dis God se perspektief, dit is sy hart. En dan is daar altyd, dis die wet van ja en nee. Daar's iets waarvoor God altyd nee sê en daar's iets waarvoor hy altyd ja sê. So as jy preek oor verhoudings of wat ook al, God sê nee vir skinder, kyk. Maar almal wat 'n kind het sê, weet dat hou op die kruit gooi. Al wat hulle hoor is gooi die kruit. En papa like it. Dis die ou beginsel, moenie aan 'n pink olifant dink nie. Nie vir my sê wat om nie te doen, nie sê vir my wat om te doen. So God het altyd ook 'n ja. So in God se perspektief is daar drie perspektiewe van God. God se nee, God se ja en God se gaan. God's yes, God's no en God's go. So voordat jy doen God se nee, jy doen God se ja, dan herinner jy die mense aan jou one big thing, die ding wat portable is, wat jy wil hê hulle moet saam met hulle vat. So jy gaan terug na jou bruggie toe en jy sê, 'n prediker het nie 'n opinie nie. Hy het 'n opdrag. En ek staaf dit met God se nee, ek staaf dit met God se ja. Maar nou gaan ek vir jou sê wat God van jou verwag. And I'm jumping into God's go. En dis 'n call to action.
Dit is baie wonderlik om te weet wat die skrif sê en hoe die Here daaroor voel, maar wat moet ek daarmee doen? Die groot opdrag sê, leer hulle om alles te onderhou. So gee hulle die wat, maar ook die hoe. Leer hulle wat ek julle geleer het, maar vertel hulle nou hoe om dit te onderhou in hulle lewe. To be a sustainable Christian, not a Sunday person. En in hierdie, wees asseblief net altyd spesifiek. Hou op hierdie airy-fairy, rainbows en unicorns met spookas en wolkies. Verkondig sê, bel vandag iemand. Gaan nie uit en vergewe jou skoonma. In hierdie week, kyk of jy vir Marius kan sien en gee hom 'n drukkie. Wees spesifiek, jou mense weet nie wat om te doen nie. Hulle weet nie hoe om die skrif te interpreteer nie. Help hulle. En dan, create an expectation. Skets 'n prentjie. As jy praat, kleer dit in. En sê, imagine almal van ons. Dink dit gou vir 'n oomblik in die skole, in jou jeugbediening, in jou gemeente, in jou huis for that matter. Kan ons almal begryp dat ons opinies maak nie saak nie. Die opdrag wat ons gekry het maak saak. Imagine die waarheid wat 'n mens se lewens sal posvat. Imagine gou 'n bietjie net hoe aan die brand die mense sal wees vir die waarheid van die woord van God wat ons sustain. Skep 'n prentjie vir mense oor hoe dit sal lyk as jy nou gaan en toepas wat ek jou nou net geleer het. Party mense kan nie dink vir hulle self nie. Ons moet hulle maak. Sê, kom maatjie, hoe gaan jy? Lekker droom, bye. En dan mag jy nooit preek. Mag jy nooit bedien. Mag jy nooit kommunikeer sonder om die Here te vertrou om die mense voor jou se daaglikse brood vir hulle te bring nie. Vars warm brood. Met ander woorde, minister. Bedien. Nou, as julle wil, as dit so 6 is, kan julle nou die piano prayer music begin. En ek wil hê, maak net jou oë toe vir 'n oomblik. Laat hierdie woorde insink. Ek het nie 'n opinie nie, ek het 'n opdrag. En God wil my as 'n voertuig gebruik vir sy waarheid, vir sy nuus. En ek weet daar's baie hurt in baie mense se lewens, omdat die een wat in jou moet glo, nie in jou glo nie en jy nie 'n kans wil gee nie. Omdat hulle jou ouderdom teen jou gebruik, jou lack of experience teen jou gebruik. En omdat prominente mense in jou lewe nie in jou glo nie, het jy in jouself begin twyfel. Maar ek sal 'n swak boodskapper van die Here wees as ek jou laat glo vandag dat God jou nie wil gebruik nie. Want hy wil. Hy wil jou gebruik om sy waarheid na mense toe te vat. En 'n eerste stap vir jou vandag is om te sê, Here, al het ek nog nie die platform nie, al het ek nog nie die crowd nie, al het ek nog nie al die geleenthede nie, ek maak 'n commitment vandag. Dat ek gaan oefen. I'm going to perfect my craft. To give you the glory that you deserve, because there's people out there that need you, that need to hear your truth. As mense daar buite wat nodig het om te weet hoe om te leef in 'n manier wat die Here eer. En Here, ek's bereid. Ek sal hulle leer. En ek gaan so lank op U vertrou om in my te werk voordat U deur my werk. En ek gaan ophou bang wees vir mense. Ek gaan ophou
twyfel in myself omdat iemand anders my nog nie 'n geleentheid gegee het nie. En ek gaan U begin ken vir wie U is. Ek gaan die woord begin ken, die waarheid begin ken. And I believe today that personal victory always precedes public victory. So help my, Here, om nie net 'n opinie te hê nie, maar om die opdrag uit te voer. Sodat verlore seuns, verlore dogters by U kan uitkom. Nie dat ek meer followers kan kry of drukkies by tannies na die diens, of 'n high five by belangrike mense nie. Maar om U volle waarheid te bring vir mense wat honger is en dors is vir geregtigheid en waarheid en vryheid wat net U kan bring. En maak daai commitment in jou hart vas. Sê vir die Here, yes Lord, I shall. In Jesus naam. En ons almal sê, Amen.